It's not just radio, it's radio for people with soul. Radio 33. Goeiemôre, jy's ingeskakel hier op Radio 33 op Aktuele Sake saam met my Marius. Ek is vandag alleen. Sarita so 'n bietjie oulik, so paar in die Radio 33 groep is maar 'n bietjie oulik, bietjie griep opgedoen. Ook maar slegte tyd om griep op te doen. Ek het hulle gesê hulle moet hulle groente eet, niemand wou na my luister nie. Ons is vanoggend weer vir Mike Bolhuis hier op die lyn. Ons gaan vanoggend gesels oor dieremishandeling en alles wat daarmee gepaard gaan en hoe gevaarlik so 'n mens is vir die samelewing wat 'n dier mishandel. Goeiemôre Mike, hoe gaan dit daar by jou? Môre, goed en julle. Dankie vir die geleentheid. Groot plesier. Mike, as dit kom by dieremishandeling, mense besef nie wat se tipe siege so 'n mens het nie en hoe gevaarlik so 'n mens vir 'n gemeenskap kan wees as hy nie eers die compassion het vir 'n dier nie. Ja, kyk, laat ons eers begin met die komplimente. Wêreldwyd, maar ook in Suid-Afrika, mense is lief vir hulle diere. Hulle gee om vir hulle diere, hulle kyk na hulle diere. Soveel so dat ons het in die verlede en kry so elke nou en dan selfs mense wat groot geld sal betaal om hulle diere te vind as hulle weg is, om hulle diere te behandel, veeartse, dokters, daar duisende rande te spandeer om hulle nog bietjie langer te laat leef of gesond te maak. En dan partykeer kry jy selfs diere wat gesteel is en dan vra hulle 'n ransom vir die diere. So basies animal kidnapping. So in al daai gelede het ons gesien dat kom ons sê 99% van die Suid-Afrikaanse volk is lief vir hulle diere, hulle kyk na hulle diere, die boere kyk na hulle diere. Hulle heg baie waarde aan hulle diere, hulle werk en onderhandel en doen besigheid met diere. So overall is die hele industrie nie 'n probleem nie waar diere by betrokke is. Mense raak bietjie nalatig in die Kerstyd en vakansietyd en reël nie dat iemand na die visse kyk nie of na die honde en die katte wat agterbly. Ja. Want daar is soveel ander goed waarby hulle betrokke is dat hulle nie aspris nie, maar iets vergeet om aan te spreek en te hanteer. So op die einde van die dag, nalatigheid wat nie aspris is nie, is 'n vorm van waar dieremishandeling intree en waarvoor jy dan aangekla kan word. Ja. Want ignorance is no part of the law. You're supposed to be om aan dit te dink en seker te maak dat jou diere altyd geheel en al na omgesien word. Onthou, die Here het vir ons diere gegee, vir ons plesier en vir ons genot, asook om, jy weet, ons eet diere en ons leef van diere en met diere en ons doen soveel goed met diere in die natuur. Ek meen, dink vir 'n oomblik jy vat al die vinke en al die voeltjies weg, of jy vat al wat vis is weg en jy vat al wat hond en kat is weg en so ook die kruier wildtuin ensovoort. As ou net bietjie dink daaraan, wat se plesier en wat se genot is daar in die fauna en flora in die dierewêreld, spesifiek wat die onderwerp is vandag vir ons. Ek meen, ons kry honderde videoetjies van mense wat die cuteste goed beleef met kakibaras en met papegaaie. Ek meen, jy lag jou mors dood oor die verhoudings met mense met meerkatte in die huis, 'n vlakvark in die huis, 'n ponie in die huis, 'n varkie in die huis. Ek meen, al hierdie mense met wie ek nou praat, kan ten minste vir jou sê, hulle kry 2-3 keer 'n week 'n videoetjie van wat gaan oor diere en hoe waardevol diere is en wat se genot en plesier dit vir mense is. Nou wil ek julle ook sê dat diere kan ook 'n groot rol speel in misdaad, anti-misdaad, teen misdaad, en jy weet, ons het ons hele honde eenheid en ons spoor dwelms op, ons spoor gesteelde kabels op, ons spoor counterfeit equipment en goed op, met die goed wat die honde kan doen is incredible. Natuurlik mense wat weg is ook. En dan ander diere wat help met blindes. So ou kan aangaan en ure praat oor wat die natuur alles vir ons doen en hoe ons help, wat perde vir ons doen.
Jy weet, dit is 'n vorm van vervoer ensovoorts. Ja. Maar dieremishandeling kom in wanneer nommer 1 in die laagste graad as jy diere nalat, want hulle is totaal geheel en al afhanklik van ons. Ja. Daar's niemand anderste wat in beheer kan wees van diere as die mens nie. Ja. En die oomblik as 'n mens 'n dier aanskaf, moet hy die infrastruktuur hê, hy moet die kennis hê, hy moet weet wat se dier dit is, wat eet hy dier, hoe oud word hy dier, wat se siektes kan hy dier optel. 'n Mens moet 'n ingeligte besluit neem oor die inneem van enige dier, of jy nou 'n boer is en of jy nou 'n huisvrou is en jy wil 'n papegaai hê. Jy moet uitvind. Jy kan nie net doen om die voël se kop spuit as daar 'n vlieg is wat pla nie. Jy kan nie net verkeerde kosse gee nie. Hoe integreer daai papegaai is 'n baie jaloerse dier. Hoe gaan hy reageer toe na die man? Jy weet, ou moet oplees oor die goed, jy met jou huiswerk doen. Of jy nou hamsters in die huis aanhou, 'n hond in die yard, 'n kat, doen die moeite, lees op. Al daai inligting oor diere is beskikbaar, sodat jy nie daai dier nalat. Want as jy hom verkeerd voer, dan is dit nalating. As jy daai dier nie beskerm nie, is dit nalating. As daai dier in aanhoudende pyn en frustrasie en in vrees is, weens geraas of ander omstandighede, is dit nalating. En dan kry jy natuurlik die ergste graad van dieremishandeling, is waar mense glad nie vir die diere omgee nie. Hulle is net buite, hulle was hulle nooit nie, hulle dip hulle nooit nie, hulle gee nie vir hulle medikasie of behandeling nie. En die diere raak maar en siek en nie behandel nie. Nou kry dit baie van perde, beeste, skape tot katte en honde. So daai is gross negligence en nalating is 'n ernstige klagte. En dis waar instansies soos die SPCA en SPCA ons en die groen skorpioene intree, die diere verwyder, die mense aankla en kan jy ernstig gevonnis beboet word of gearresteer word. En soos in hierdie Project Leo wat almal nou gelees het, sit daai mense nou nog in die tronk oor daai wreedaardige moord wat op 'n video gepleeg is met 'n mes op 'n pitbull. So 'n ander vorm van ernstige dieremishandeling is wanneer daar pitbull fights is, en fights wat gereël word. Baie van hierdie pitbull vegters, rings noem ons hulle, die dogfights reël. Steel ander honde in 'n omgewing en basies voer hierdie ander gevangde honde vir hulle honde om hulle nog wreedadiger te maak. So in ander woorde, hulle steel die normale labrador of een of ander hond in die omgewing en dan in die hok waar hierdie vegtershond aangehou word hierdie hond dan ingegooi en hy word dan weer wreedadig doodgebyt deur die pitbull fighter dog. So 'n hond en enige ander dier is die produk van hoe jy hom hanteer, oplei en na omgesien het. So 'n hond uit sy self uit gaan nie 'n probleem wees nie. Maar 'n hond gaan 'n probleem wees as hy nagelaat is en as hy kwaai gemaak word en opgelei word as 'n fighter. En dit is 'n groot probleem en dis hoekom ons so erg staan teen enige vorm van enigiets van cockfighting, enige diere wat teen mekaar gesit word. Jy weet, die kinders in ons jong dae het spinnekoppe teen mekaar gegooi in 'n plastiek bakkie. En al daai tipe van goed is wreed. Baie wreed as jy diere teen mekaar opsit om mekaar dood te byt of dood te maak. En ek is baie teen dit. Almal moet die natuur oppas. Jy weet, elke dier in die natuur het sy doel. Of dit nou 'n muskiet en 'n vlieg is en of dit nou die bees is wat jy eet of die hoender wat die eier lê. Elke dier in die natuur. Die Here het nie 'n fout gemaak nie. Die Here het nie 'n dier op aarde geplaas en sê, weet ek moes dit nou nie gedoen het nie want hy is nou 'n probleem. Die mens is die probleem. Die mens is in beheer van die natuur. God het ons, die algehele skepping, onder ons geplaas en vir ons gesê ons moet verantwoordelik wees, ons moet na die natuur kyk en die natuur gebruik, dis daar vir ons plesier. Maar ons moet absoluut geheel en al behoorlike professionele en deursigtige en goeie beheer toepas en dit hanteer. En ongelukkig die mens doen dit nie. So dan kom ek nou by die heel ergste en dis sulke goed soos jy weet, as diere jou net pla, hulle eenvoudig vang, doodslaan en verbrand, soos nou hierdie nuwe saak wat ons het en hanteer, en dan waar honde net eenvoudig op die wreedste maniere doodgemaak word, en enige of ander diere. Wat vir my skokkend is dat mense tot daai level sal beweeg,
En Ja. dan, ek sê nie dat gewoonlik so 'n mens sal oorgaan en dan ook 'n mens sal vermoor of ander misdade teenoor die mensdom sal pleeg, maar die moontlikheid is daar. Ja, Iemand wat so 'n mindset het, ja, waar hy nie na alternatief beweeg nie, soos kan ek professionele mense inkry om hierdie luiperd wat pla of leeu of Ja. hierdie jakkals of hierdie watter dier dit ook al is wat 'n probleem is, 'n slang. Mense het so 'n miskonsepsie oor 'n slang. ja, Hulle reken die slang is die duiwel. Hy is nie. Hy is 'n dier wat van uiters en kardinale belang is in die natuur. As jy slange uitroei, is daar baie meer rotte en muise en ander goed wat daar nie moet wees. dis so, Hulle raak te veel. dis so. As jy een ding uit 'n puzzle uithaal, is die puzzle nie voltooid nie. Die diere op aarde, al die diere op aarde het 'n doel. Ja, En ek weet van die mense gaan dalk nie met my saamstem en sê nee, maak 'n slang dood, wat van. Hier's die ding. Jy 'n slang identifiseer. ja, Doen die moeite, hou hom dop, ja, kry iemand wat slange ken wat hom verwyder. ja, Die slange word links en regs uitgeroei, al is dit 'n molslang, ja, al is dit 'n gewone breinhuisslang. ja, Klein enige slangetjie wat nie eens giftig is nie, wat jy met die Ja. hand kan vat. onskadelik. 'n Rooi lippie. So mense moet wat doen die moeite. Stap bietjie uit jou huis uit en gaan kyk na die wonderlikheid van die natuur. Kyk na 'n blom. Ja, My maggies, dit is absoluut it's intelligent design. Kyk na Ja. mure. Weet jy, Ja. ek moet 'n klein staaltjie vertel. Ek is nou die dag daar in my kantore in KZN in Belita. Ja. En die vorige aand toe kom daar 'n woolly neck stork ja, by ons kuier. ja, En vir die volgende paar dae kom hy elke dag en hy loop deur die huis asof hy deel is van die gesin. sin. Ja, Ons het dit gevideo, ek sal vir julle die video stuur. Dit is iets Asseblief. incredible om te sien. wat is dit En ons ek sit? en my vrou absoluut sit daar so verstom, ons geniet die dier en hy loop daar rond en ons kom toe nou agter hy like nou 'n bietjie droë wors. En Corien gee vir hom droë wors en jy weet toe hy nou weg is toe dan nou een stukkie ergens onder die tafel geval. Die volgende Ja. oggend kom ek nou in om koffie te maak Ja, en ek sien hier beweeg 'n stukkie droë wors. Toe is dit 'n spannetjie mure. Weet Ja. jy wat? Nou hier's die ding wat my geraak het. ja, Daai mure werk saam. ja, Daar's nie een muur wat die kant toe trek op daai nie. Ja. Hulle is reg rondom. Ek Ja. moes dit gevideo het. ja, Reg rondom daai stukkie wors en hulle beweeg eendrag mag. ja, dat Hulle vat hom. beweeg, die wat agter is trek, die wat voor is stoot, die wat aan die kante is sleep saam. In presiese volgorde in 'n presiese gespesifiseerde reeds besluite Ja. rigting en plek. Ja, Toe hou ek hulle dop vir so 5 minute. Toe obviously het ek nou die worsietjie opgetel, die Ja. muurtjies buite uitgeskit. ja, Ek het 'n sagte plek vir diere. ja, Ek het nie die mure doodgespuit met droom nie. Ek Ja. het eenvoudig dit daar en jy weet die penny het by my gedrop. Dis wat Suid-Afrikaners moet doen. Dis Ja. wat ons moet doen teen misdaad. ja, Saam staan, saam trek, Dis so. saam stoot, saam alles. een As rigting. ons alles saam doen, dan beweeg jy en jy gaan na 'n spesifieke doel en plek toe wat vooraf beplan is en wat reg is en waar dit moet wees. Ja, En dit is wat ons moet doen met misdaad. ja, Ons kan by alles verbykyk. Ons kan by kleur, ons kan by Ja. politiek, ons kan by geloof, het jy geld of nie, arm, ryk, watse klas mense jy ook al self klassifiseer, wie nou slim of Ja. dom is, wat ook al. As almal saamtrek, beweeg hy 'n stukkie wors. ja, Maar nou ja, ek wil afsluit deur te sê, dieremishandeling is 'n ernstige probleem in die wêreld. ja, Maar soos ek gesê het, dis 'n klein getalletjie mense wat dit doen, ja, maar jy kan nie dit los nie. Jy moet dit Ja. aanspreek en openbaar. ja, So as die luisteraars weet van dieremishandeling, het ons daai inligting nodig of die autoriteite of die polisie of Ja. die Green Scorpions of die NSPCA en die SPCA en sit maar altyd ons details by ja, in volle glorie. Ons het dit nodig op video's, ja, audio's, fotos, pin-drop locations Ja. en 'n behoorlike uiteengesette verduidelikende verklaring. Ja. Jy kan nie net bel en sê, "Hey, hoor hierdie ou kyk nie na sy hond nie." Of Ja. hierdie ou gee nie sy kat kos nie. Ja. Of daai perde is maar. ja, Ons kry baie sulke oproepe. Ons kan niks Ja. daarmee doen nie. Ons vra altyd wat ek nou hier gesê het. ja, So, bewyse. dit is baie belangrik dat die luisteraars behoorlike rekord hou. Alle inligting, volle Ja. name en van, alle Ja. telefoonnommers, e-pos details, adres, pin-drop location, video's, audio's, alles in totaliteit. Dan kan 'n ou misdaad
hierdie tipe van misdaad baie vinnig aanspreek. Ja. 99% van al hierdie klagtes wat ons kry, los ons met 'n oproep op. Ja. Bel die ou of vrou en sê vir hulle, luister, ons dra kennis, ons Ja. het hierdie inligting, Ja. pas aan. Stel dit reg, as jy dit nie doen nie, ons hou dit dop, ons monitor, stuur ons 'n taakspan uit en ons tree op. Ja. As dit nou natuurlik in die ergste graad is, dan doen ons 'n klopjag, Ja. ons stel die autoriteite in kennis, ons doen 'n exposure en ons stuur 'n Ja. projek uit. Ja. Maar hopelik hierdie gesprek Ja. en die projekte wat ons uitstuur, bereik die hele nasie, dat hulle sal verstaan. Jy as mens is verantwoordelik vir alles op hierdie aarde. Jy is verantwoordelik vir jou huis, jou vrou, jou kinders. Jy is die hoof van die huis. Jy Ja. is die hoof van die skepping. Julle as mense het 'n verantwoordelikheid van die grashalmpie op jou gras, van die plant in jou tuin tot die insekte en enigiets in die diereryk. Het jy daai verantwoordelikheid om na om te sien. En die enigste manier hoe jy na iets kan omsien is as jy die kennis en die inligting het oor dit waarna jy omsien. Ja. So doen die moeite. Kyk die natuurprogramme eerder as die ander snerp wat op TV is. Ja. Google dit. Kyk na en lees op en trek alle inligting van die internet af oor enige insek of dier wat jy mee deel in jou omgewing. Perde, bye. Ja. Dit, die, daai en alles. Mense gaan net in links en regs just maak enige ding wat kan steek of pla net dood. Ja. Jy weet jy kan baie keer van daai diere verwyder. Ja. Jy kan hom vang en verwyder Ja. in die natuur na die natuur toe. En dit is moeite. Ja. Die meeste mense bly in stede, is ek reg. Ja. Maar ek kan jou nou al sê, as jy moeite doen en jy gebruik miskien ander vorms van deterrence. Ek het byvoorbeeld baie suikerbekkies en ek hang van die suiker daar. Ja. Nou kom pla die bye en hulle maak die nozzles toe. Ja. Wat het ons gedoen? Ons het gaan uitvind hoe kry ons die bye daar weg? Ja. En toe vind ons 'n interessantheid. Dit is met mint. Ja. Mint met 'n ander vloeistof wat jy omsmeer daar en dan bly die bye weg. Ja. Dus ou bietjie moeite doen. Ja. Hoe hanteer jy bye? Hoe hanteer jy steekinsekte? Hoe hanteer jy enigiets anders, muise, rotte en? Dan sal jy verbaas wees. Hoeveel diere kan jy eerder verwyder as doodmaak? Ja. Nou ek sê nie as daar 'n rotplaag is, sit jy nie 'n rottrap nie. En ek sê ook nie as daar 'n vliegplaas is nie, spuit jy nie die Vendona nie. Ja. So ons moet nou nie die baba met die badwater uitgooi. Ek sê 'n ou moet die diere, al die diere in behoorlikheid ken en 'n ingeligte besluit neem en dan die beste besluit neem wat jou as die mensdom maar ook die natuur kan vergesel. Ja. Ek wil ook net waarsku aan daai mense wat grappies maak met diere veral oor Kersfees met klappers en dink dit is 'n joke om met diere simpel en stupid goed te doen. Ons het al die verskriklikste sake en goed ingekry, hoor. Ja. Wat mense waar mense diere in op 'n ander manier vir genot en plesier en vir die grap in die ergste manier mishandel. As ons so ou vang, kry jy pak slaap. Ja. En enige ander dieremishandelaar, as die wet jou nie gaan vasvat nie, behalwe as dit in 'n baie erg geval is. Gewoonlik werk die autoriteite mooi saam, ons sluit die ouens toe en hierdie Project Leeu is nou 'n goeie voorbeeld. Ja. En al hierdie goed is natuurlik 'n goeie misdaadsvoorkoming taktiek. Ja. Maar as die reg jou nie gaan aanspreek nie van ons gaan definitief jou vaspat en ons gaan daarmee deel. Ja. So die projekte wat ons uitstuur, hierdie gesprek, die manier hoe ons sake behoorlik identifiseer in die publiek, aan die publiek openbaar, om die publiek ingelig na te laat, om ingeligte besluite te neem met feitelike sake en voorbeeldsake is die beste vorm van misdaadvoorkoming. Ja. Nee, dit is so. Ons het daar op ons pages en ons stuur so op WhatsApp ook uit as ons nuwe projekte daar van jou kant af kry en sien. En dan wil ek ook net noem, Mike, ons het nou met 'n TV-netwerk, internet TV-netwerk begin. En een van die stasies daar gaan kinderstories wees wat opvoedkundig gaan wees in die sin van diere. Soos in die ou dae van Manamarak, hoe Manamarak dinge verduidelik het en so, nou net bietjie meer modern. Ja. Nee, ons sal dalk help as dit nodig is. Mense, ek moet julle miskien verlaat deur te sê, ons moet die Here dank vir wat ons het. Ons moet ons seëninge tel. Ja. En absoluut. Ons moet tweemaal dink voor ons iets doen. Die mense het so 'n vinnige optredende wese geraak. Ja. Dink mense asseblief. Dink, kyk, geen wonder die Here God het gesê die heel grootste gebod in die Bybel moet ons nakom want dit is tot ons voordeel en dit is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel,
jou hele verstand, al jou magte, al jou kragte, jou algehele wese. Maar hier kom die probleem nou, waarmee ons sukkel, is gelykheid, jou naaste soos jouself. Ja, Nou ek kan jou nou al sê, as jy net hierdie gebod in jou lewe toepas en net dit doen, gaan jy niks verkeerd doen aan jou vrou nie, jy Ja. gaan niks verkeerd doen aan jou buurman nie, Ja. jy gaan niks verkeerd doen aan jou man nie, jy gaan niks verkeerd doen aan jou kinders nie, jy gaan Ja. niks verkeerd doen teenoor die land nie, jy gaan niks misdaad pleeg nie en jy gaan niks verkeerd doen teenoor die natuur. Want as jy die Here God in jou lewe het, dan besef jy wat hy alles vir jou gegee het en die natuur is een. Ek meen, maak jou oë toe net vir 'n oomblik. Ja. En vat net gras weg. ja, Net gras. Ja. Hè? is klaar Die probleem. rede hoekom ek dit sê is ek kyk na 'n prentjie hierso van 'n ou wat met 'n hond speel Ja, op gras. ja, OK, kom ons vat 'n ander ding net gou weg. Ons verander die hele lig wat jy daar bo buite sien. Dat jy niks sien, geen kleur. ja, Kom ons vat net kleure uit die natuur uit. ja, OK? dan So as ek wel kan weg. aangaan en noem dat ons net sekere goed uitvat. So ons moet die Here God dankbaar wees vir ons seëninge en ons moet dit tel. Ja, En een vir een aanhoudend eers voordat ons kla. ja, Kyk, is interessant, né? Toe dit nou so warm en droog was, Ja. het almal gekla, is ek reg? jy's reg. Nou reën dit. En dit is belangrik dat dit so baie reën, oorvloed oral. Ja, Want in die winter het daai ondergrondse water en ons ondergrondse waterstelsels het dit nodig om die winter deur te kan gaan. ja, Wat nou? Nou kla almal oor die baie reën. ja, Die mens is baie moeilik om Ja. tevrede te stel en ons het dit al daai tyd in die tuin van Eden gesien. ja, Adam en Eva het alles gehad. Hulle moeg net van een boom nie eet nie, as hulle Ja. dit so kon doen, né? ja, Why did they overstep? ja, Want die mens wil eenvoudig self God wees en hy wil alles self doen op sy manier en hy wil nie gesê word nie. ja, en hulle Maar ek bemis, sê, as mense daai gesindheid het, jy het nie 'n verhouding met die Here nie, gaan jy nie omgee vir die mens nie en jy gaan nie omgee vir die wêreld en sy natuur. ja, Jou verhouding met die Here is die bepalende faktor. dis so. Ja, mense vergeet die grootste geheim in die lewe is dankbaarheid. Want jy sal meer Ja. gegee word as jy dankbaar is. Absoluut. En onthou, ek het nou iets aan gedink ook. Dit sluit in ook dat jy jou plante nat gee, water gee. Wie hoeveel baie kere kom ons op plekke aan waar in restaurante en allerlei plekke en besighede. Ja. Dan sit daar 'n plant, jy kan hom hoor hoe skree hy vir 'n bietjie Dis water. so, Mense het al gedink ek is simpel, want as ek in 'n restaurant is en ek kyk so rond, dan roep ek die waiter sê ek vermoed wanneer laas het julle daai plant water gegee en bietjie afgevee. So ek is 'n interferer, ek druk my Ja. neus in alles en oral waar ek gaan, ek doen iets daaromtrent en ek laat ook nie natuurbeskadiging toe nie. As ek sien Ja. ouens langs die pad breek net takke en bome, dan stop ek hulle en ek gee hulle wel 'n verbale les. ja, As dit nodig is, jaag ek hulle weg. ja, Ou moet bietjie interfereer dis en so, bietjie kyk en jy weet net bietjie jou liefde vir die natuur soos dat jy hom nou leer ken, soos wat ek hier verduidelik het. Ja. Toepas ook. Want Ja. mense laat baie kere hulle plante na. ja, Hulle gaan op vakansie en hulle los daai plante in die huis. ja, Ek meen, moenie vir my sê 'n plant daar moet 'n vorm van besef wees, want hy gaan tot Ja. dood. dis so, Hy het nie meer water nie, hy het nie kos nie en hy het nie wat hy moet hê nie of ventilasie. Dan gaan hy dood. hy het So absolute, mense moet kyk na alles in die natuur. As jy nie jou gras gaan nat gooi wat bietjie versteek is onder 'n dak en nie genoeg son kry en nie die water of die reën kry of wat ook al nie, dan moet Ja. jy hom bietjie ekstra behandel, jy moet daai stukkie nat gooi. Ek noem net Ja. maar 'n voorbeeld. ja, Maar die natuur in sy algeheel is iets waarna ons moet kyk en waardeer. ja, En weet jy wat, hierdie waardering wat jy doen en hierdie gesindheid wat jy teenoor die natuur het, nou Ja. sê ek nou vir jou, die Here sal jou daarvoor seën, dis so. want hy het dit vir jou gegee en hy het jou opdrag So. gegee om daarna te kyk. Dis absoluut so. Ek meen as 'n ou kyk na 'n plant se bewustheid, voel sy in die oggend sing en daai klankvibrasie maak die huidmondjies oop van die blare. Daar's so min mense wat Ja. dit weet. Jy kan daai goed gaan bestudeer, dit is baie interessant. Hulle het plante in 'n kamer gesit met heavy underground rock musiek, Ja. die hardste, saaiste musiek waaraan jy kan dink Ja. vir 'n week en daai plante het almal verlep en van hulle is dood en Ja. hulle het die ander ingesit in nice barok musiek, klassieke musiek, opbeurende musiek, Christelike musiek en al die the good stuff, Ja. die sag op die oor, Ja, mooi klanke en die plante was beter af. dis so. Jy weet, as jy in 'n huis is of jy het 'n plaas of waar jy ook al is, alles in die natuur
word slegs en kan net beïnvloed word deur die mens. Dis reg, ja. As jy die mens uithaal, floreer die natuur. Ja. So die mens is supposed to be om saam met die natuur te werk sodat hy floreer soos wat God hom aangestel het om te doen. So as jy iemand is wat die natuur beskadig, hou op. Ja. Maar thanks man, dankie vir Alright, die chat. dankie. En,